Struisbaai, wat oorvloei daar na my tuisdorpie toe, en dit is 'n vakansiestorie. Hierdie tyd van die jaar, toe ek nou 'n kind was, hierso in my laerskool daar, en selfs hierso in my hoërskool daar, wat ons moes nou elke Desember vakansie, dat ons die kar en die karavaan en die bakkie, dan het ons hom gepak, en ons is Struisbaai toe, met weet ons is 4 seuns, so jy kan jouself indink, hoe baie goed moes ons saamvat, en natuurlijk deel van die hele kuier daar by Struisbaai was natuurlijk, ons het ons sportgoed ook ingepak, weet ons cricketgolf, ons tennisrakette en ons golfstokke, alles saamgegaan, en dan het ons in die vakansie daar by Daarstop gaan tennis speel, ons het parkie cricket sommer daar in die kampeerterrein gespeel. Ek het vir julle laas week vertel die storie van die oom met die groot maag, toe ons daar met 'n cricketbal gespeel het, en wat toe daar gebeur het, daar op Struisbaai, daar op die strand, en dan het ons ook tennis gespeel. Nou Struisbaai het sy eie tennisbane, maar daar was het net een tennisbaan, so jy moes so half voor die tyd toestemming kry, sodat iemand dan vir jou sal gaan oopmaak, so jy kan gaan tennis speel. En so is ek en my pa en 2 van my broers, is toe nou, daardie oggend, ons gaan nou bietjie tennis speel, daar by Struisbaai, en ons het het so ingedeel, dat ek en my broer, wat net na my is, het gespeel tussen my pa en dan die derde broer. Ons 4 het nou gespeel, so ek en my tweede broer, ons was aan 'n kant gewees, so ek en hy het lekker tennis gespeel, maar my pa was natuurlijk 'n baie goeie tennisspeler gewees, so ons het maar lekker mekaar, opgeweeg teen mekaar, so het lekker gespeel, en die competitie was erg gewees, en ek onthou die een keer dat ek en my broer gewen, die volgende keer het ons verloor. Nou ja, daai verloor sal ons natuurlijk nooit vergeet nie, maar dit was lekker tye gewees, jy weet, ek onthou, toe dinge so sleg, toe ons daai wedstryd, daai een wedstryd dat ons gewen het, het ons besef, ons sal my pa moet uitsny uit hierdie besigheid, want hy is besig om ons uit mekaar te speel, toe ek en my broer, nou spesifiek my jongste broer getarget, soos hulle sê, nou ja, op die oude, toe kon ons dan daai een keer wen, teen my pa, want ons het 'n bietjie die taktiek verander, en die taktiek wat my pa so verlief was, is 'n ding wat, mens deesdae, het ek het gesien, dit word weer gebruik, en die mense gebruik, en hulle noem het die lop, is daai wat as die ou vorentoe kom, dan slaan jy hom oor sy kop, en dan moet jy ou weer vinnig terug hardloop, om by die bal uit te kom, sodat hy hom weer kan speel, en dis altyd vir my baie lekker om dit te sien, dat die mense dit nog doen, deesdae, hulle het net so topspin vir hom sê, wat hom ook gegee, wat maak dat hy vinniger oor die kop gaan, en vinniger afkom, en dan ook vinniger uitskiet ook, so, dit het nou al glad 'n wetenskap geword, so, dit was dan vir ons baie lekker gewees, ek onthou, so op 'n woensdag, daar op my tuisdorpie, dan gaan speel die, dus elke woensdag gaan speel die volwassenes, die groot mense op die dorp speel, hulle tennis, en dat my pa partytjie gaan saamspeel, maar niemand wou teen hom speel nie, want hy het altyd die ouens gelop, en dan slaan hy hulle bo hulle kop, en dan, weet, as moes dan nie meer jong mense nie, dan moes hulle, weet, omtrent die keer, dat hulle weer die bal gespeel kry, en my pa het natuurlijk vreeslik baie geniet, dat die mense so struikel amper, om weer by die bal uit te kom, nadat hy hulle oor die kop geslaag, hy het dit baie geniet, so, dis natuurlijk ook nog maar iets wat ons by hom geleer het, dat, om ook daar die hout te speel, nou, onthou, hierdie spesifiek, een keer, ek was al op college, en my broer was in matriek, en hy het gespeel vir die skool sy eerste span, hy was op daai stadium, hy nogals, hy het goed gespeel, hy was geoefen, en hy was op sy top gewees daar, en hy daag toe nou die skoolvakansie daag, hy van my uit, ek wil nou teen hom gaan speel, en ek kon toe sien, maar die man is, hy is nou baie ernstig, want hy kon hom nooit voorheen van my wen nie, as hy af en die saak, ouer en jonge broer, dis moes nou redelike normale, dan die ouwe broer, dis moes nou sterker en groter, en hy beter met dit, so ek het hom nou elke keer gewen, maar die keer was hy duidelik vastberadig geweest, ek kon achterkom, hier's 'n ding op pad, nou stap ek tennisbaan toe, wonder ek nou, wat nou gaan gebeur, en ek sien net die volgende oomblik, hier kom my volksie aangery, en ek dink nou, jy weet, ons het letterlik so 200 meter se stap van die tennisbaan af, skoolse tennisbaan afgebly, en ek sien, broer kom in die volle, en hy stop daar, hy klim uit, maar ek so sê, hy is aangetrek, met die regte tekkies, met die regte sokkies, en die regte broekie, en die regte hempie, en die ou tenniskeppie, en sy raket, en die tennis, jy kan sien, hy is duidelik, kyk, hy is nou reg om vir hierdie storie,
En ek het die ding so gekyk, en dink, gas, hier gaan ek vandag my eerste loosing op die hals haal. Jy weet, nou het ek vir 'n jaar of 2 het ek nog glad nie tennis gespeel, so ek is ook 'n bietjie uit oefening uit, en dit was ook gou duidelik, toe ons nou begin opwarm, ek sien ek, gas, hier gaan ek vandag moeilikheid kry. En ons het begin speel, en dit was net 1 punt gewees, toe hy daai heel eerste punt my heeltemal van baan af vier, dit dink ek, nee, waar, hier gaan ek heeltemal my taktiek moet verander. As ek dieselfde terugspeel, as wat hy vir my speel, dan gaan ek verloor, want ek is nie ingeoefen nie. Dis toe dat ek moes nou onthou hoe my pa altyd gemaak het. As hy nie lekker geoefen het, dan speel hy sagte tennis, hy speel hom, druk hom hier so, nee, druk hom daarna toe, dan loop hy hom boor die kop, en dan sit hy hom weer net oor die net, jy weet, al die sagte houtjies man, wat net altyd so mooi geplaas is, dan sit jy hom in die hoek, en sit jy hom in die hoek, dan boor sy kop, en dan gooi hom weer voort in die net, en ek sien toe, dit is gauw wat ek toe daai ding, en ek sien toe dit werk, man, dit is links en rechts, dan sit ek hom daar na hardloop, hy was lekker vinnig geweest, daar hardloop, en dan kry die bal, en dan sit ek hom weer terug, in die ander hoek na hardloop, en dan gaan kry weer daar die bal daar ook, so ek moest nou heeltemal in beheer van met die sagte tennis wat ek speel, en ek kon sien, dit ontstel hom verskriklik baie, hy sê later vir my, speel nou regte tennis man, los hierdie, speel regte tennis, nou ek het maar net so geglim, maar ek geweet, ek kan nie nou regte tennis speel, en as ek regte tennis speel, gaan hy my van die baan af weer, want hy was baie sterk daarmee gewees, en ek was nie so geoefen soos hy nie, so as ek hom saggie speel, had ek daar in my kans, nou dit werkte nou lieflik uit, en soos wat hy speel, so raak hy natuurlijk nou al vieze vir my, en hy het begin skel later ook, omdat ek weer so sikke tennis speel, want hy het nou nie dit verwag het. Nou ja, dit was noodloos om te sê, die eerste stel het ek toe nou 6-0 geweest, so waar, en ek geloof vir my 6-0 met die sagte tennis, selfs as ek afslaan, is dit sagte tennis, want ek kan nie hard afslaan nie, want dan gaan ek hom nie in die blok kry nie. So het ek nog maar gespeel, en hoe harder hy om vir my te slaan, hoe sagte speel ek ook vir hom terug, en dan kan jy verstaan hoe gefrustrasie was dit nog geweest, en ek kry dit toe baie mooi reg, en toe ons die tweede stel aanpak, toe is dit nou maar dieselfde ding, en soos wat ons speel, weet, raak hy net meer gefrustreerd, en hy raak meer vies vir my, en al kwaaier, en weet, al meer gedetermineerd om nou vir my van die baan af te vee, wat natuurlijk toe nou nie werk nie. Ek wen toe die tweede stel, ek dink hy het toe 1 pot gekry, 6-1. Nou ek weet, hy is briesend, want hy het nog geweet, hy gaan nou vir my vandag van die baan af vee, en ek het ook geweet, hy gaan dit doen, maar ek het gelukkig ons op pa gehad, wat vir my die voorbeeld gestel het, wat doen een mens nou, as jy in so'n situasie beland, want hy kon ook nie baie tennis speel, maar niemand wou toe hom speel, want hy lekker tennis gespeel het, maar hy het hierdie sagte tennis gespeel, wat die mense ook nie van gehou het, maar hy was moest doen nie, so allemaal, hulle speel maar 10 doen nie, al speel hy so, maar natuurlijk niks verkeerd met die tennis, maar dit is net die normale tennis, want die mens probeer ons nou jou op en net moest nou met harde hou uitoorleen, maar ek sal vir jou sê, toe die wedstrijd nou klaar is, hy het nie eens vir my gegroet, hy storm daar by die tennisbaan sy hek uit, en hy storm daar op die kar af, en hy ruk die volksie vir my sy deur oop, en hy klim met mening binnen die volksie, en hy staar die volksie, man, dis net, dan gaat die ene, en voel, klink amper of hy by die dak wil uitklim, en soos wat hy toe nou wegtrek is nou, en dit moes nou 3 rad wegtrek, en soos wat hy wegtrek, spin hy die volksie, achterwiele was die engine, moes achter gewees, en so spin hy die wiele, en dis net stof, en as die wat hy so terugspin, toe kyk hy nie achter hom, en daar is nog een van hierdie bome, die wilgetype bome, en daar het ry in 3 rad, in die bus ry, poef, binne in die boom in, nou kan jy self indink, wat dit ook gebeur, nou kyk ek, die plaas is net rook, en dit is net stof, en dit is die boom, en dit is die volksie, en ek sien dis hy wat vies is, hy was hoogs, ek gaan nou nie sê hoe hy was, hy was hoogs vies geweest, en hy trek weer daar weg, met een spoed, man, hy volksie in tweede rad, toe spin hy nog, en toe hy oor sy derde toe wil hy net nog so'n spin gee, en hy rijd daar met stofpad, jaag hy terug, huis toe, en ek sien hoe vat hy die draai, in die teerpad in, en hoe vat hy weer die draai terug huis toe, en hy rij met die volksie daar achter die huis in, en daar gaan stop, en nou, kyk ek by die story so, hoe ek op die volksie dit oorgekom het, nou stap ek maar so stadig huis toe, en toe ek nou daar by die huis kom, toe is hy dan nog al een bykie, weet afgekoel, en maar ons het nooit weer gesels oor daar die wedstrijd, ons het nooit weer gesels, ek het gaan kyk na my volksie,
Sien ek het net so skrapie, jy weet mos daai tyd so volksies het mos 'n eiste bumper gehad. Baie goed. Dit was net so 'n ligte trapmerking, die kon ek toe later uitpolie sommer met 'n spesiale lappie wat ek gehad het. Nou ja, daardie was die laaste keer wat ek en my oud teen mekaar meegeding het. Dit maak nie saak of dit golf was, of dit rugby was, en of dit cricket was, en of dit tennis was. Dit was nog wat so geweest. Ons het besef, dit gaan nie vir ons verhouding goed wees nie. Maar dis 'n kosbare herinnering aan die dag toe ek so lekker teen hom tennis gespeel het, en toe ek besef het, ek sal hom moet uitoorlê, anders dan gaan hy die dag van die baan afvee, en toe werk dit, want ek het dit met my pa gesien, hy het van ons geleer, wat om te doen in so'n situasie.